en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Vandag kyk ons na Job 2 tot 3 en ons kyk na Job se pyn en sy vriende se raad. Ons kernvers is Job 2 vers 13. Hulle het 7 dae en 7 nagte by hom gesit sonder om 'n woord te sê, want hulle het gesien hoe groot sy smart was. Maats, ons het gesien dat Job alles verloor het, sy diere, sy werkers en selfs sy kinders. Maar dis nie al nie. Nou kom nog 'n toets. Job word siek. Sy hele lyf is vol sere. Hy sit op die ashoop en skraap sy sere met 'n stukkie erdewerk. Dis seer, dis ongemaklik en dit lyk hopeloos. Sy vrou sê vir hom, "Waarom hou jy nog vas aan jou geloof? Vloek God en sterf." Maar Job antwoord, "Moet ons net die goeie uit God se hand aanneem en nie die slegte ook nie?" Toe kom sy 3 vriende, Elifas, Bildad en Sofar. Hulle sien hoe Job lyk en hulle begin huil. Hulle skeer hulle klere en sit in die stof saam met hom. 7 dae lank sit hulle net stil by hom. Dit was mooi om net stil by 'n vriend in pyn te wees. Maar toe hulle begin praat, sê hulle, "Job, jy het seker gesondig. Dis hoekom jy so ly." Hulle oordeel hom verkeerd. Maats, wat kan ons hieruit leer? Ons kan leer dat ware vriendskap is om te luister eerder as om te praat. Toe Job se vriende stil was, het hulle Job regtig ondersteun. Maar toe hulle oordeel, het hulle hom seer gemaak. Tweedens kan ons leer dat nie alle pyn 'n straf is nie. Job het nie gely omdat hy gesondig het nie. God het 'n groter plan gehad. Ons moet versigtig wees om mense nie verkeerd te beoordeel nie. En laastens kan ons leer dat God ons vertroue verdien, selfs al verstaan ons nie die pyn waarin ons is nie. Job kies steeds om sy geloof te hou, selfs al is sy hart en sy liggaam stikkend. Dink bietjie hieroor na. Hoe kan jy 'n goeie vriend wees vir iemand wat hartseer is? Dink jy dis beter om stil te bly en te luister of om vinnig raad te gee? En hoekom dink jy het Job steeds aan God vasgehou al was alles teen hom? Maats, wanneer ander seer het, moet ons soos Job se vriende in die begin wees. Ons moet net daar wees, in stilte. En as jy self seer het, onthou, dit beteken nie God het jou vergeet nie. Hy is steeds by jou, selfs in die pyn. Tot volgende keer. Totsiens!